Dis ons lekker voorreg om die artikel wat ons in die Vrypos of wat in die Vrypos gepubliseer is, om vandag 'n bietjie daaroor te gesels en 'n bietjie meer toelichting daaroor te gee. Ek en Hesta is regtig van mening dat ons 'n bietjie moet saamdink oor moontlike beginsels wat ons uit die besigheidswêreld uit sien en uit die sakewêreld uit sien, wat ook 'n bietjie kan vir ons leiding gee in die kerk, sonder om die kerk noodwendig 'n besigheid te maak natuurlik, maar 'n bietjie leiding te gee rondom die beginsels daar agter en 'n bietjie dit uit te bou, verder uit te bou. En ons het begin met die vraag van hoe en waar en waarom en daai fokus. So ons gaan 'n bietjie vandag daaroor gesels. En ek sien by Hesta is ons gemeentebestuurder by Woodland Hills en sy deel sommer saam met my in die gesprek vandag. En sy het daar sake na eie reg, het sy haar eie fokus as gemeentebestuurder. En ek en sy ontwikkel gewoonlik strategie saam en dink 'n bietjie saam daar rondom. So, een ding wat my opgeval het, Hesta, is ons begin die artikel met die konsep van Alice in Wonderland en die kat wat dan nou aan Alice verskyn en die kat wat dan vir Alice sê, Alice wat dan vir die kat vra, wat is die plan, wat is die doel, ensovoorts. En die beginsel daar agter lê eintlik maar aan dat die kat eintlik maar sê, as jy nie 'n doel het nie, is alles eintlik die antwoord op die vraag. So, dit was vir my nogal 'n interessante voorbeeld, wat ek dink my en jou opgeval het toe ons oorspronklik na die artikel gekyk het. Ja, inderdaad, so Zak. Dit is 'n baie interessante metafoor. Ek dink ons het so intuïtief besluit op die metafoor en wys vir ons eintlik, as jy nie weet op watter pad jy is nie, gaan enige pad werk. Ja. En ons kan dit terugbring na dit wat ons nou besluit het om oor te skryf, om te sê, as ek nou net op bewegings, amper soos 'n klomp mure wat nou op 'n pad is, maar niemand weet eintlik waarheen hulle gaan nie, dan verloor hulle momentum en hulle verloor visie en daar's nie 'n doelgerigte eindpunt vir hulle om in die oog te hou nie, nê. Ja, ek dink daar's baie praktiese dinge wat gebeur. En ek dink wat jy sê is belangrik, presies in daai konteks. Dat die ding dat as daar nie een gemeenskaplike doel is nie, dan loop baie eintlik in alle rigtings. En ek dink die groot probleem of die groot uitdaging wat ek dink ons in ons eie ondervinding al beleef het, wat ek dink oor die algemene waar is die hele hoe mens dan op die einde van die dag hulpbronne, resources bestuur, want op die einde van die dag is ons goeie rentmeesters gemaak en die vraag is, hoe bestuur ons dan die resources? So ja, ek is al nog praktiese voorbeelde wat 'n mens bietjie oor kan dink. 'n Voorbeeld sou seker wees as mense 'n projek aan die gang sit. As jy doel het en 'n fokus het, dan kan jy na daai kant op beweeg. Maar andersins is dit baie fragmentaries. Dis nie fragmente van mekaar. Presies. En ek verstaan ook, of ek het dit ook vir myself uitgemaak, as almal nie dieselfde doel in die oog het nie, dan raak party mense verloor hulle entoesiasme, of hulle raak hulle begin vreeslik entoesiasties met 'n projek, maar na rukkie weet niemand nie waarheen is ons op pad nie. Presies dit. Of hulle raak amper soos uitgebrand. Want dit voel soos 'n hamster wat besig is om op sy wieltjie te rol, né? Ja. En daardeur is dit belangrik dat iewers moet ons self of almal saam besluit waarheen is ons op pad. En al ons hulpbronne dan nou inspann om vir daai selfde doel te kan werk. Ja, ek dink die ding wat jy sê van uitbrand is regtig belangrik. Ek dink baie gemeentes, en ek dink dit is 'n goeie enterprise, maar baie gemeentes fokus op die ding van om gawes te identifiseer. Ja. Maar die vraag is, as jy die gawes identifiseer het, hoe implementeer jy dit? Maar daar's twee in die eerste plek, of dit word nie geïmplementeer in baie gevalle nie, of as mense dit implementeer, dan fokus mense so op een persoon, dan is een persoon geveel oorlaai en dit dan tegnies tot uitbranding lei. So jy brand eintlik maar die gawe uit en in 'n gesprek in die week is ek met 'n gesprek met 'n ou oor spesifiek hierdie onderwerp. En ons sê te vir mekaar op 'n of 'n dag, is dit regtig daai ding dat jy brand jou beste mense uit. Want dit was die ouens wat committed was, wat ekstra effort ingesit het, wat nog op hulle skouers geneem het, en selfs in dinge op hulle skouers geneem het, dat ook weer deel van hulle gawestruktuur is. Wat beteken, hoe bestuur hulle dit dan?
Ja. So ek dink dis 'n regtig belangrike ding. En net om daarop te beklemtoon is baie keer is dit dieselfde groepie mense wat maar net altyd weer aan dieselfde projekte deelneem. Ja. Presies dit. Ja. Ek dink een deel wat ons baie ondervind in die bediening en wat ons nog meer kan uitbou is die ding om die effektiwiteit om gawes te identifiseer, Ja. die regte ou by die regte plek te kry, maar ook die meeste oorlaai. Korrek. Want 'n gemeente is tegnies groot. Ja. En ons baie lidmate in gemeentes. Also 'n klein gemeente is nog steeds baie mense. Ja. So jy kan op 'n of ander dag een ou by een plek hê en dat hy dit goed doen, Ja. eerder as om een ou by 10 plekke. Ja. Ek dink daai is 'n belangrike ding en ek dink dit raak 'n bietjie aan roeping, hè. Ja. Oor die kerk se roeping en God se roeping vir sy gemeente. Wat regtig belangrik is by vandag en ek dink hierdie mengsel kan dalk uitdagend word. So wanneer daar geen gedeelde visie is die uitdaging dat mense begin om hulle persoonlike voorkeure as hulle strategiese prioriteite sien. En dit is 'n groot uitdaging. Ek dink as ons begin om eintlik subjektief elkeen ons eie rigting te gaan. En daarmee wil mense nie inisiatiewe wegvat nie. Daarmee is nie entoesiasme denk nie. Jy wil op 'n of ander dag net sê, kom ons trek dit hierdie saam. Dan moet 'n sambreel wees. Ja. Dat jy reg hierdie goed kan oorspan. Ja. Presies en soos jy nou ook verwys het na die hulpbronne. As ons almal weet waarheen ons op pad, dan kan ons die hulpbronne inspann om ons doel te kan bereik. Ja. So van die strategie af tot by die hulpbronne, die finansies, alles kan ingespan word en eintlik beter gebruik word as wat ons dit nou in 'n diverse rigting skiet en almal dan nou eintlik hulle eie objektiewe nastreef in plaas van die gemeenskaplike doel na te streef. Ja, iets wat ons later ook bietjie oor wil fokus en bietjie oor gesels is die hele ding van fokus. Ja. Is regtig om te fokus op 'n ding. En ek dink die vraag is wat gaan vir ons fokus bring in hierdie konteks? En ek dink dis waarheen ons nou gaan dit met die wat, waarheen en hoe vraag. So as ons regtig kyk na die wat, waarheen en hoe, dan sien ons op die einde van die dag dat die beginsels regtig daarin lê dat ons moet vra waar was ons? So wat het ons heidaglik? Wat is die toestand heidaglik? En waarheen wil ons gaan? En dan is die vraag wat in die middel tussen hierdie goed lê rondom die hoe vraag. So waar ons was, wat ons heidaglik het, wat is ons resources? En ek dink dis baie belangrik om regtig die hulpbronne na waarde te skat en dit nie te oorskat. En dis moeilik want dit kan mense kan te veel van dit vra of te min van dit vra, maar as ons regtig mooi die hulpbronne gaan skat, dan sê ons reg ons het hierdie hulpbronne wat aangewend kan word en dis waar ons wil kom. En is dit moontlik gegee ons hulpbronne omdat ons oorspronklik nou geskat het, kan ons sê as ons nie genoeg finansies het nie, kan ons uit daarvan saak nie 'n auditorium bou van wat 6000 mense gaan sit nie. Dit maak nie sin nie. So daai ding dink ek is belangrik onderlig. En ons moet eintlik dan vir onsself vra, is dit wat ons graag wil hê? Is dit ons eerste prioriteit om 'n groot auditorium te bou of is daar enige ander projekte, kleiner projekte wat dalk kan inskakel wat dan die doel kan bereik, nee? Yes. En so dit is 'n belangrike vraag konsep om dan te seker te maak dat alles wat ons gebruik tot die hoofdoel soos wat ons reeds gesê het, nee. En ek dink by die waarheen is regtig die vraag waarheen beweeg ons? Is regtig dat ons nie in fantasie sal verval nie. Iets wat ek dink jy nou aangeraak het en regtig hierdie fantasie sal bou nie, maar dat ons meer realisties sal dink. So idealisme is goed want dit gee idees. Dit gee brainstorming geleentheid, maar op 'n of ander dag moet ons as ons mooi daaroor dink, moet ons realistiese doelwitte stel. Wat bereikbaar is. En ek dink ons vat dit baie mooi saam as jy sê van die ons moet vir onsself sê wie is ons? En eintlik reflekteer op ons sterkpunte en swakpunte as dit so wil stel om te kan besluit maar waarheen wil ons dan nou gaan en hoe ons hulpbronne dan nou ek wil amper sê streamline, as daai Engelse woord kan gebruik. En wat is ons sterkpunte, wat is ons swakpunte? Ek dink nie in 'n gemeente opset met die bietjie ondervinding wat ek nou het, is dit verkeerd om of wys dit op 'n swakheid om te sê wat is my swakpunte en wat is my sterkpunte. Nee. Ja, ek dink dis 'n bietjie waar die kruispunt is, nê? So daar's 'n punt waar kerk
en die sakewêreld se beginsels mekaar sny. Ja. En ek besef hier is 'n sensitiewe onderwerp want mense is sensitief rondom hierdie saak want ouens sal maklik dink jy wil strategie gebruik of strukture of die sisteme wat dan nou in die sakewêreld bekend is gebruik om kerk te omvorm tot 'n besigheid en daar is 'n gevaar daar. Dis hy. So dit is een uiterste beginsel vir my. Aan die ander kant is daar hierdie beginsel dat as jy dit nie gebruik nie, dan mis jy die doel. So ek dink nie dis ongeloof nie en ek dink een van die plekke wat dit die mooiste verduidelik vir my was in Lukas 14. Vers 28 tot 30 het jy hierdie beginsel waar Jesus nou sê iemand wat 'n plek wil bou, gaan ons sit en bereken en beplan. En anders gaan mense net vir hom net uitlag. Ja. Want hulle gaan sê iemand het begin maar hulle kon nie klaar maak. Dis hy. Ja. En daar's al klaar iets van 'n gestruktureerde beplanning. En dis belangrik dan om dit te fokus en te beplan. En ek dink die uitdaging net in baie ons sal sê om daai gedeelte gaan meer oor disipelskap. Ja. Maar tog sien ons onderliggend dat Jesus dit ook in die konsep bring van kosteberekening. Bereken die koste. Weet waar vir jouself inlaat. Dis hy. Weet waarheen jy gaan, bereik 'n doel. Ja. En dis klomp fasette Ja. wat ek dink onderliggend lê aan daai storie of gelykenis wat Jesus daar vertel. Ja, en dit kan dalk beskou word as iets wat nie Bybels is om te beplan nie, nê? Ja, dit kan maklik op daai kant Of dat dit nie deur die Heilige Gees geïnspireer is nie. Nee, dit kan daai indruk skep. Ja. Maar tog is dit duidelik dat as ons nie 'n plan het, ek bedoel, as ons nou kyk na ons weet nou nie of Noag se ark planne gehad het nie, maar Die Bybel het drank duidelike riglyne hoe dit moet lyk. maar om te kan beplan en jou koste te kan bereken, soos jy gesê het, grens eintlik aan disipelskap, nê. Nee. Ja, laat dit nie op 'n of ander klomp entoesiasme is. Ja. En jy dryf vir entoesiasme, maar ons weet nie eintlik wat is die skerptepunt waarheen ons beweeg nie. Ons het nie 'n skerptepunt van die spies waarheen ons beweeg waarheen ons wil gaan. Ja, ek dink 'n ander belangrike aspek van rondom die kosteberekening is ook ons moet onthou ons werk nooit met ons eie geld. Daar. Ons is verantwoordelike bestuurders van Dis waar. Geld wat geskenk is Dit is 'n belangrike beginsel, ja. Deur ander partye, nê. Ja, ek dink daar in daai opsig dink ek bring hier al hele beginsel van rentmeesterskap in. Ja. En ons moet baie mooi dink want rentmeesterskap is nie net rondom ons geloof nie. Ja, Rentmeesterskap is dit wat die Here aan ons toevertrou wat meer is as net dit. dis hy, ja. En op 'n manier vertrou die Here ook aan ons die beplanning binne 'n gemeente toe, goeie finansiële bestuur, goeie eiendomsbestuur, Ja. Goeie strategiese bestuur Ja. is ook deel van goeie rentmeesterskap. Dis hy. En ek dink dis hier waar daar ook 'n balans gebring moet word rondom die werking van die Gees. Dis hy, ja. Want ek dink ons kan nie op 'n vandag oor hierdie goed praat Ja. en die Gees buite rekening laat nie, want dit is nie net skoon stuk beplanning nie. Ja. Maar ook dink ek die Gees natuurlik kan op enige manier werk, maar ook dink ek ook werk die Gees op gestruktureerde maniere ook. Ja. Dis nie te sê hy kan nie ook hy werk nie ook organies nie, hy dit sou doen hy. Maar hy werk ook op 'n vandag op gestruktureerde maniere wat ons 'n doel het en waar ons nou in op 'n vandag is die rede tog dat ons deur ons aksies en deur wat ons doen die kerk wil uitbrei en in stand hou. Natuurlik ook op 'n vandag die Here wil loof vir dit. Dis hy. So as 'n fokus van aanbidding Ja. en lof op 'n vandag. Ja, so sou jy sê dat as 'n mens nou mooi dink oor die beplanning, die kosteberekening, dat mens eintlik dit bidend moet doen en vra vir wysheid. Natuurlik. Daar's geen debat rondom nie, ja. En daai inspirasie kry om dit dan nou korrek aan te Presies, is om op 'n vandag deur die Gees gelei te wees, Ja. is regtig belangrik want op 'n vandag wil ons die Here loof daardeur. Dit is sy fokus. So daar's 'n laaste sleutel wat ons dalk 'n bietjie moet aanraak. En dis om regtig ook aanpasbaar te wees en om sensitief te wees vir die nuwe rigting. Iets wat ons dalk 'n bietjie verder kan uitpak later rondom aanpasbaarheid, want onthou dit verander, dit verg nou verandering en ons sien om die verandering toe gevolg het. Dis hy. En daar's die hele konsep rondom change en verandering daar rondom.
Maar ook die ding van om sensitief te wees. Die Ja. merkers van sensitiwiteit is Ja, belangrik. en om werklike behoeftes aan te spreek, nee. Om binne konteks te bly daar en Ja. werklike behoeftes aan te spreek. Ja, beslis dit. Bevorder dit op die einde van die dag. Christus se liefde vir sy kerk. Bevorder dit ons verhouding met medegelowiges, met Ja. mense daar buite, met die Ja. gemeenskap. Ja. Bevorder dit geregtigheid. Daar's soveel elemente hier Ja. wat bevorder disipelskap selfs. Ja. In verskillende vorme. Ja. So Zak, ons het nou heerlik gesels oor al hierdie aspekte en ons het begin by alles. So when all is said and done, waar bring dit ons? Ja, hoekom ons weer terug by? Ek dink saamvat en kom alles net weer terug na daai een beginsel toe van die kat en wat die kat vra en dis 'n groot stuk wysheid daar. Waar die kat vra dat om te sê dat as jy nie die pad ken nie of as jy nie weet wat die pad gaan wees, of jy weet dat jou destination is, jy weet nie waar jy wil gaan nie. Is enige pad eintlik 'n aanvaarbare pad. En ek dink dit is die kern en die hart van waar ons gepraat het. Is regtig daai beginsel van as ons regtig nie weet wat die einde van hulle bestemming is nie, as ons regtig nie 'n doel het nie, as ons nie 'n skerp punt het nie. Pretty much het ons klomp verskillende goed in ons hande en trek ons almal in verskillende rigtings. Breek. Elkeen kan doen wat hy wil. Presies, ja. Ja, also wil ek ook van ons kant af sê, ons nooi julle graag uit om ook vir ons vrae te stuur. As julle dalk dinge het wat hierdie gesprek nie net binne julle eie gemeente dalk nie, maar dalk in die groter geheel ook op die tafel wil sit. Is ons bereid om ook saam met julle te dink hieroor en saam met julle te engage hieroor en selfs weer 'n sessie daaroor en 'n artikel oor skryf. Om te sê as julle dalk van julle kant af vra het. So sit gerus julle vrae in die comments. Dink 'n bietjie saam met ons. Engage ons op verskillende fronte en verskillende plekke sodat ons ook saam met julle kan dink en regtig doelgerig en aktueel kan bly in dit wat ons saam met julle oor wil dink.